Waar pas mans en vroue in die gemeente? Wie neem waar leiding? Wie se werk is dit om te ondersteun? Paulus het vir Timoteus raad gegee wat vandag nog relevant is. In Efese het hulle nie altyd geweet hoe God die mans en die vrouens geroep het nie. En dit het tot baie verwarring in die gemeente gelei. Kom ons lees in 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn of twis. So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit die vroue betaam wat die Godvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou, want Adam is eerste gemaak en daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom, maar sy sal gered word deur kinders te baar as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Tot sover. In Efese het Paulus gesien dat die mans en vrouens nie altyd hulle plek in die gemeente geken en verstaan het nie. Mans het nie voorgegaan soos hulle moes nie, en die vroue het soms voorgegaan soos hulle nie moes nie. Aan die mans sê Paulus eers waar hulle plek in die gemeente is. Hy verduidelik hulle dat hulle met gebed moet voorgaan in die gemeente. Nou hy skryf nie hier 'n letterlike hande heiligmaking seremonie voor nie, maar die man moet eers sy hart reinig van toorn, twis en eie sondes. En sodra hy dit doen, is hy gereed om leiding te neem in die erediens. Die vrou moet ook haar plek in die gemeente verstaan. Nou, hier in hierdie gedeelte word haar rol baie meer verduidelik, omdat haar rol dalk bietjie meer gekompliseerd is as die man se. Sy moet nie in die erediens voorgaan en daar onderrig gee nie. Haar roeping sluit eerder in om kinders te baar en groot te maak en op te voed. Nou, dit is hier waar vrouens sal skrik en sê, maar wat is dit nou wat die Bybel vir ons sê? Maar dit beteken nie dat sy minder waardig is nie, maar dat sy 'n ander Godgegewe roeping het. Die man kan tog nie dieselfde roeping as die vrou hê nie, en die vrou nie dieselfde roeping as die man nie. Paulus verduidelik dit soos die mense in Efese dit sou verstaan. Hy sê, as die vrou voorgaan in die gemeente, neem sy die man se plek as hoof oor. En dit is nie God se bedoeling nie. Sy is geskape om die man se hulp te wees, soos wat dit in Genesis 2 staan. Toe sy leiding geneem het in gehoorsaamheid aan die duiwel, het sy Adam verlei tot die sondes. Die gevolge van die sonde het pyn en smart in die hele wêreld gebring. Maar met Jesus se oorwinning word moederskap, wat in Genesis 3 tot 'n pyn en smarte verklein is, word dit nou weer verhewe. En dit word nie meer 'n simbool van pyn nie, maar 'n simbool van verlossing. In Genesis 3 vers 15 sê Jesus juis dat die saad van die vrou die kop van die slang sal vermorsel. Sy het nie 'n minderwaardige roeping nie. Sy het 'n ander roeping, ewe waardevol in God se oë. Dit beteken vandag dat ons moet ophou om ons tyd te mors met die stryd wat daar tussen mans en vroue is oor waar 'n man en 'n vrou in die erediens inpas. En erken die waarde van elkeen se roeping. Dit gaan nie oor dat die man beter is, daarom moet hy 'n predikant wees en die vrou moenie. Dit gaan daaroor, die man het 'n roeping, en as hy nie daai roeping gehoorsaam nie, is hy ongehoorsaam aan die Here. Sy ongehoorsaamheid is nie 'n rede vir die vrou
om ongehoorsaam te wees aan haar roeping nie. God het die man geroep om leiding te neem en die vrou om te ondersteun. En die spesifieke manier wat Paulus hier as voorbeeld gee, hoe sy kan ondersteun is deur om kinders te kry, deur om hulle groot te maak en te onderrig. En toegelaat en gewillig wees om ook self onderrig te word. God se wil is dat mans en vroue hulle roeping gehoorsaam, anders, maar ewe waardig. Ek sê weer, hulle roeping is anders, maar ewe waardig. Wanneer ons almal ons plek verstaan en gehoorsaam werk aan God se genade deur die gemeente, dan werk dinge beter in ons gemeente, dan begin dinge gebeur en dan leef ons roeping in God se koninkryk uit. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons vandag hier voor U by mekaar kan wees, dat ons na U woord kan hoor. Dankie dat ons kan weet dat ons mans en vroue almal deur U geroep is. Laat ons besef dat ons is nie dieselfde nie. En daarom het U ons ook nie dieselfde geroep nie. Maar laat mans gehoorsaam wees aan hulle roeping en so ook vroue, dat ons sal weet, ons is dalk anders, maar ewe waardig in U oë. En al is ons roepinge anders, is dit ewe waardig en ewe belangrik, en daarom kan ons nie die een nalat, omdat ons dink die ander een is beter nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gloria, gloria.